Welkom terug by die groot ontbyt. Ons gesels môre met Isak Lou. Hy is die kommunikasiebestuurder by Jaguar en Land Rover Defender. Ons praat oor 'n avontuurkompetisie. Ek laat hy dit nou maar sê, maar jy weet, ek sê Land Rover wat dit is. Wat wêreldwyd gaan wees en hoekom sulke goeders belangrik is en hoekom mense daarvoor inskryf. Goeiemôre Isak. Goeiemôre Pierre. Lekker om jou hier te hê. Ons gaan nou praat oor hierdie ikoniese avontuurkompetisie. Maar kom ons praat eers oor avontuurkompetisies in die algemeen. Mense raak al hoe meer betrokke en geïnteresseerd in avontuurkompetisies. Hoekom is dit in ons samelewing 'n ding? Mense wil hulle self uitdaag al hoe meer op 'n geestelike maar ook op 'n fisiese vlak. So ek dink mense het 'n behoefte om regtig deel te wees van iets groter, net as jouself. Jy wil tog daai element van prestasie in jou lewe, maar ek dink ons het op 'n punt gekom in 'n samelewing waar mense iets ook wil teruggee. Of dit nou vir die gemeenskap is, of dit vir 'n bewaringsinisiatief is. En dan natuurlik moet ons nie vergeet van daai sosiale element nie. Ons is almal sosiale diere. Ons hou van saam dinge doen, ons hou van bietjie kompetisie. En aan die einde van die dag dink ek net dis daai kohesie en daai gevoel van ek het 'n verskil gemaak, ek het die wêreld 'n beter plek gemaak. En om so 'n geleentheid te hê waar jy kan deel wees van so iets en waar jy bietjie mededingend kan optree, is absoluut fantasties. Hoekom dink jy is ons 'n toename? Gaan dit oor die feit dat daar wel meer kompetisies aangebied word, meer geleentheid? Wat is die rede vir daai toename? Ek dink daar's 'n groot element van, soos ek genoem het, daardie teruggee vir die gemeenskap. En baie van hierdie kompetisies is gekoppel aan 'n groter doel. So wanneer jy deel is van daai kompetisie, is dit absoluut asof jy voel maar jy maak regtig 'n verskil. Dis nie net dat jy jou tyd opgee en jy's besig om 'n kompetisie te doen en jy gaan eerste daar op die stadion preek en almal gaan vir jou hande klap nie. Dit is baie meer as dit. Dit verander jou binneste amper. En ek dink dit is wat na mense na smag in die tye waarin ons leef. Asook ek dink 'n groot element van mense wat sê kyk, in my persoonlike hoedanigheid dink ek ons is in so 'n pasgemaakte wêreld elke dag. En ons is nooit verder as 'n uur of wat van 'n ordentlike hospitaal af nie. En jy weet die lewe is eintlik as jy nou mooi daar kyk, is ons redelik uitgesort. En dit voel vir my so half as mens deesdae weer moet teruggaan na 'n plek toe waar jy kwesbaar is. Teruggaan na 'n plek toe waar jy jouself soos die Engels sê on the line sit, waar jy sê maar luister, hier is gevaar, hier is risiko's aan betrokke, maar deur ordentlike bestuur en deur ordentlike keuses te maak en gesonde besluite gaan ek hier deurkom en dan kan ek aan die einde sê maar ek het dit gedoen. Dit was nie 'n AI program nie. Dit was nie die feit dat ek heeltyd selfoonopvangs gehad het nie. Dit was nie my bestuurspan nie of my ma nie. Ek het dit self gedoen. Ek dink dit is 'n groot element ook van avontuurkompetisies in die wêreld. Dit is definitief. En dit verander wie jy was na jy aan daai kompetisie deelgeneem het. Ja. Jy is nie dieselfde persoon as jy aan 'n groot uitdaging deelgeneem het nie en jy het dit gemaak tot aan die einde nie. Ek dink dit verander ook die manier van hoe jy kyk na die wêreld. Jy kyk dalk met 'n sagter oog. Jy het bietjie meer empatie. As jy byvoorbeeld betrokke was by 'n bewaringsinisiatief, het jy meer inligting en jy verstaan waartoe daai mense moet gaan om te doen wat hulle op 'n daaglikse basis kan doen. So jy is bietjie weg van jou rekenaarskerm en van jou selfoon en van al daai goed wat jou aandag elke dag so verg en jy gaan uit, jy's daar buite. Jy maak 'n verskil. Vertel ons van die Defender Trophy kompetisie en wat maak dit so uniek? So ons is baie opgewonde oor die Defender Trophy kompetisie. Dit is 'n internasionale kompetisie en dit gaan basies daaroor dat jy in 'n span opset gaan deelneem en jy gaan basies 'n verskil maak in plekke, in gemeenskappe. Daar gaan opheffingsprojekte wees, daar gaan 'n klomp uitdagings wees. So jy gaan 'n baie sterk sin vir humor moet hê. Jy moet kan spanwerk doen en jy moet wilskrag hê. En dit gaan daaroor om die wêreld 'n beter plek te maak. Oral waar die Defender Trophy kompetisie gaan aandoen, gaan ons dit 'n beter plek laat vir die gemeenskap wat daarbey betrokke is, vir die spesifieke omgewing, waar ook al dit is, daai voetspoor wat nagelaat word, gaan net soveel beter wees. Dis om die wêreld regtig
met 'n groep van Defender liefhebbers wil ek amper sê. Jy kan sê entoesias, maar ek dink mense het regtig hierdie karre lief. En hulle wil 'n verskil maak saam. Hulle wil saam as 'n span ingaan en die plek regtig beter plek laat vir die nageslag wat gaan kom. Baie belangrik net om te noem, jy gaan inskryf as 'n individu, maar jy gaan in 'n span deelneem. So jy skryf individueel in. Jy kan dalk saam met jou beste vriend inskryf en julle mag dalk in dieselfde span opeindig, maar jy gaan in spanverband deelneem. En dis ook ek dink dis 'n baie goeie manier om almal te laat verstaan wat deelneem. Jy's nooit alleen in elk geval nie. Jy's altyd deel van 'n groter prentjie en is wonderlik om dit so in 'n uitdagende avontuurkompetisie uit te leef en te besef maar interpersoonlike verhoudinge is krities om jou punt te bereik of jou sukses te bereik en dis maar deel van die lewe. Hoor mense moet praat oor die feit dat die Defender Trophy een van die langste, indien nie die langste avontuurkompetisie is wat op hierdie stadium in die gang is. Dis 'n ikoniese kompetisie. Almal dink terug aan die heel begin met daai kanarie geel Defenders wat die wêreld vol gery het. Dit soos jy sê, dis so 'n groot karavaan, kan 'n mens sê, van voertuie wat beweeg deur 'n area wat nie gewoonlik soveel voertuie sien nie. En ten spyte van dit is daar allerlei goeders wat omgewingsvriendelik gedoen is wat jy nie dink sal gebeur nie. Mense dink hulle vertrap alles. Dis heeltemal andersom. Daar is soveel omgewingsverantwoordbaarheid daarin. Dit is baie waar wat jy daar noem. En dit is vir ons verskriklik belangrik. Ons werk nou al vir die afgelope 20 jaar saam met Tusk, wat ons bewaringsvernoot is, en hulle het 100% aan boord gekom om saam met ons hierdie kompetisie so effektief as moontlik te doen in terme van daai verskil wat jy gaan maak. So dis 'n epiese avontuur maar met 'n groter doel. Die groter doel is regtig om gemeenskappe op te hef, om bewaringsinisiatiewe regtig te ondersteun en seker te maak dat ons die plek regtig beter nalaat as wat ons dit gekry het. Maar ook om weer eens daai boodskap deur te kry vir die volgende generasie wat nou begin deurkom en te sê, kyk, dit is hoe avontuur lyk. Avontuur is nie net meer jy spring in jou 4x4 en jy jaag in Afrika nie. Jy het regtig 'n doel met wat jy doen. Jy's baie versigtig. Wat ook al jy doen, het 'n impak en hoe hanteer jy dit wanneer jy self deel is van so 'n avontuur? Wie kan inskryf? Is daar spesifieke kriteria hiervoor? Daar is. Jy hoef gelukkig nie 'n superatleet of 'n Dakar veldryer te wees nie. Jy moet 'n taamlike mate van fiksheid en veerkragtigheid hê. Sou ek sê jy moet ten minste 23 jaar of ouer wees. Jy moet 'n bestuurslisensie hê en dan baie belangrik jy moet 'n paspoort hê sodat jy internasionaal kan reis. Dan moet jy ook so 50 meter kan swem. Dit gaan nie noodwendig gebeur nie, maar net ingeval. Natuurlik gaan dit gebeur. Ek weet hoe julle werk. Ja. En dan baie belangrik, jy moet jou Brits afstof want jy kan Engels praat. So as jy kan vlot Engels praat, dan dink ek sal jy dit kan doen. Trek jou Engelse tekkies aan. Nou, hoor hierso, hierdie is natuurlik 'n kompetisie en 'n kompetisie het altyd 'n ietsie aan die einde. Het sy 'n prysie en dan nou so. Wat is op die spel met hierdie jaar se Defender Trophy? So die groot prys aan die einde van die dag is jy kan deurgaan na die finaal toe. Wat op hierdie stadium kan ek nog nie sê waar dit aangebied gaan word nie, maar glo my dit gaan baie spesiaal wees. So jy en jou spanmaat gaan deur na die finaal toe en julle ding dan mee namens Suid-Afrika op 'n internasionale arena. En jy kry dan die geleentheid om Suid-Afrika verder te verteenwoordig en nog meer van 'n verskil te gaan maak in die wêreld daar buite. Nou kyk, ek seker niemand kan wag om in te skryf nie. So hoe doen hulle dit? Waartoe gaan ons? Kyk, hulle moet spring. Ja. Want die afsluitingsdatum is môre. Okay. So julle sal moet gaan na landrover.co.za. Dan gaan jy na die Defender bladsy toe en dan soek jy net vir die Defender Trophy. Daar's 'n aparte skakel wat op daardie webtuiste is. Julle is ook welkom om ons direk te skakel as jy net op Google gaan soek vir die Defender Trophy kompetisie en hoe ek kan inskryf. Volg net daai skakel, maar maak asseblief seker julle doen dit vandag nog. Moenie uitstel nie, doen dit vandag want môre 5:00 is die sluitingsdatum. Môre middag 5:00. Môre middag 5:00. So dit moet voor môre middag 5:00 gebeur en dis aanlyn, so dis baie maklik om te doen. Baie dankie. Isak het jy 'n draai kom maak het vanmôre. Dis 'n groot plesier, was net 'n voorreg. Nou ja, die Defender Trophy. Onthou jy tot 5:00 môre middag
om in te skryf. Dis aanlyn, so dis maklik om dit enige tyd van die dag of nag te doen. Dis eenvoudig, gaan na landrover.co.za toe, dan klik jy op enige iets wat sê Defender Trophy. Search, ek het dit ook al gedoen. Daar daai soekknoppie sê Trophy. Dis al wat jy hoef te doen. Dan kom jy op die regte bladsy af en dan skryf jy in. Onthou, jy moet net wees net 'n lekker mens. Dan kan jy deel wees van die kompetisie. Nou ja, as ons terugkom na die advertensiebreek, dan vertel ons bietjie vir julle, wat sê julle op sosiale media? Onthou, as jy vandag gevra, wees bietjie optimisties. Vertel ons van die goeie nuus wat jy ontvang het. Dan praat ons bietjie daaroor.